die naysayers vir die anti-LGBTQ gemeenskap wel buite besef nie dat hierdie wetsontwerp of hierdie wet het ingrypende effek op alle huwelike, heteroseksuele huwelike ook. Byvoorbeeld, jy gaan basies moet aansoek doen. Jy het 'n 90 dae tydperk voordat jy jy moet aansoek doen, sekere regulasies moet volg en dan kry jy tipe van 'n goedkeuring van die staat. Dan moet dit gepubliseer word, 21 dae kennisgewingperiode en dan in daai 21 dae kan enige iemand beswaar lê teen jou huwelik. En dis nie soos die goeie ou dae wat sê het jy beswaar staan op in die kerk en dan sê iemand en dan gaan die huwelik voort nie. As daar beswaar gelewer word alles gestuit en dit word terugverwys na die staat. Daar word 'n ondersoek gedoen en dan na daardie ondersoek kan die beswaar dan of afgedwing word en hulle sê nee, jy mag nie trou nie, of dit kan van die hand gewys word en dan kan jy weer voortgaan. Maar selfs al het jy die goedkeuring, daai goedkeuring staan ook net vir 90 dae. So ek bedoel dit gaan ingrypende effekte hê vir mense op hulle of met wie jy mag trou, jou private regte wat die staat gereguleer word, maar ook net eenvoudige goed soos jy kan nie jou huwelik beplan nie, want jy weet jy gaan nou objection wees, jy moet deposito's betaal, dit gaan 'n hengse effek hê en ek dink nie mense besef op watter slippery slope ons beweeg as ons die staat toelaat om daai tipe ingrypende beslissings te maak rondom privaat vryhede en keuses nie. Ek dink dit voel vir my en ek bedoel mense moenie vergeet nie 40 jaar plus terug kon mense van verskillende rasse nie met mekaar trou nie en dit was wetgewing. Die staat het besluit 'n swart man en 'n Indiese vrou kan nie met mekaar trou nie of 'n wit vrou en 'n kleerling man mag nie met mekaar trou nie en we are regressing. Ons is op pad terug soontoe en ek dink mense moet met baie versigtig wees om hulle ondersteuning en dit eenvoudig te aanvaar want bedoel China het tot en met 2021 het hulle gesê hoeveel kinders 'n paartjie mag hê. En hulle het nou ingrypende probleme met hulle populasie wat ek van die swakste populasiegroei in die laaste 3-4 jaar gehad het wat vir hulle baie probleme veroorsaak. Ek dink nie ons kyk ver vooruit genoeg oor wat hierdie effek gaan wees nie. Ek wil net terugkom na wat jy nou net genoem het oor hierdie aansoek om in die eg verbind te word. Natuurlik, jy weet is nou nog nie van krag nie. Ja, so dan moet regulasies kom, maar hoe gaan dit nou letterlik werk? Want ek wonder daaroor. Gaan ek nou in die klein advertensies gaan ek lees Johanna en Petronella wil met mekaar trou en ek kan nou my besware hier of daar aanteken teen datum X. Dit gaan of in die staatskoerant of daar is nog nie regulasies gepubliseer nie. So soos jy reg sê die wetgewing is geteken deur die president en dit gaan wetgewing word dis aanvaar, maar dit is nog nie geïmplementeer nie en dit word in terme van artikel 47 van die wet eers bekragtig as die minister 'n datum afkondig en dit in die publieke koerant dan staatskoerant publiseer en sê okay vanaf 25 September is hierdie wet van toepassing. Ek dink hulle het dit nog nie gedoen nie oor die regulasies wat eers geskryf moet word om die praktiese uitvoering van die wet te reguleer. Want op hierdie stadium weet niemand reg nie. Ons goeie soos gaan dit gereguleer word oor wat is 'n beswaar wat krag gaan dra? Kan dit enige beswaar wees? Ons weet nie. So dis baie moeilik om te spekuleer op hierdie stadium, maar ja, ek dink dit gaan probleme veroorsaak. Jou voornemende skoonmaak kan dalk ook haar stok. Ja nee, daar gaan baie stokkies gesteek word voor uit die speker van hierdie storie. Die realiteit is alle homoseksuele mense in Namibië wat onder die LGBTQ umbrella val, het dieselfde verpligting in die land. Hulle moet belasting betaal, hulle moet die reëls volg, hulle regulasies volg, hulle word dieselfde hanteer in terme van enige prosedures, maar hulle kry nie dieselfde regte nie. En ek bedoel dit kan nooit staan nie. Ons hof het dit klaar bevind. Die hof het klaar gesê dit kan nie diskriminasie teen menswaardigheid duld nie. Dit gaan dit nie duld nie. So om dit in wetgewing te sit, verander nie daai bepaling van die hof nie. So ons gaan deur 'n klomp goeders moet gaan, is ongelukkig gaan dit getoets moet word.